dit wat hy sing, overall? Ja. Ek het altyd gedink hy sing sal hy trou in 'n ou wit rok. Ja, dit is wat hy regtig sing. O, Joke net, Ivan. wow, Nina, sure. Daai is oor my kop. Ek is so jammer. Wow, is jy wakker? Ek het Het jy al jou wakkernis uitgedans vroeër vanoggend? daai is een van daai oomblikke waar jy soos as jy die grappie moet verduidelik, nee. Dis nie Dan was dit nie snaaks nie. Dis nie nee, ek dink ek was net stupid geweest. Sorry. Goed, tyd vir 'n stukkie inspirasie. Wel nie inspirasie nie, althans 'n stukkie jou mense, my mense wat so inspirasie vir my in die oggende is. So die 26-jarige Janneke Miller is gediagnoseer met 'n paraganglioom tussen haar skedel en haar brein. Haar ma Marisa Skeepers, wat die versoek vir ons gestuur het, sê haar storie is een van wonderwerk op wonderwerk van hoe die Here haar en vir hulle deur alles bewaar en gelei het. So net hierna kuier Janneke en haar ma by ons in die studio en dan hoor ons hulle storie. Ek sien ongelooflik baie uit. Dis my eerste nie my eerste nie, maar my eerste jou mense my met saam met julle in die oggende. Ja. Ek kan nie wag nie. Julle gaan weer werk volgende. 'n Stukkie Ellie Holcomb met Stronger is op Groot FM 90.5 is ontbyt met my en met Nini. En dis tyd vir 'n ongelooflike, dis 'n spesiale tyd in die oggend hierdie, right? Ja, absoluut. Jou mense, my mense en Janneke en haar ma Marisa vanoggend by ons in studio. Welkom hierso julle. Baie Dankie baie. Dis so lekker om julle hierso by ons te hê. So Janneke, jy's gediagnoseer met 'n paraganglioom. Dis 'n verskriklike naam. Kan jy vir ons verduidelik wat dit is? Dit is soos 'n tumor wat in jou middeloor soos groei en hy val jou senuweestelsel aan. Okay. So uit my skouerstelsel, my gesig, uit my regter stemband aangeval. Is dit? Ja. En toe Marisa, toe moes hulle dit uitsny en wat was toe die nagevolge van die operasie? Weet jy wat nie, sy was 'n 14, die eerste operasie was 14 ure plus, waar hulle die tumor uitgehaal het wat 'n tennisbal grootte was. Wow. Sure. En die herstel het goed gegaan en toe daar wond begin dreineer en dit het gekos dat ons moes teruggaan. En ons is terug hospitaal toe en sy het my die oggend gebel 'n week nadat sy geopereer is en gesê, "Mamma, ek gaan gewone saal toe en dan kan ek huis toe gaan." En die middag toe ons by haar kom, het sy 'n bloedklont gehad deur die hart wat in haar long vasgesit het. Sjoe. En ja, dit is toe nou waar alles toe nou bietjie verkeerd gegaan het, maar weet jy wat, nee, ons is daardeur. Okay, maar ek wil net gou teruggaan want 'n tumor so groot soos 'n tennisbal, hoe die diagnose gekom en hoe lank sê hulle was die tumor daar? Wat was daai storie? Uitgegroei binne 4 jaar. So hy was lank daar, maar sodra ek die voorbehoedmiddel gelos het, het hy vergroot. En ons het dit Junie laas jaar agtergekom. Almal het gedink ek is gemisgediagnoseer. Hulle het gedink dit is 'n baspalsie. Toe het ons by 'n dokter uitgekom en vir my verwys het na 'n ENT toe en hy het toe uitgefigure dat ons die tumor het. So net gou ook van die onderwerp af. Ek sien jy die mooiste trouring. Jy's getroud. Jy's nog jong getroud, nê? En vertel ons 'n bietjie van jou man. Nee, hy is baie wonderlik. Hy het ons so ondersteun deur hierdie tyd. Hy praat nie regtig oor hierdie tyd nie. Maar hy is 'n wonderlike man en hy sorg. Ons het nou juis 'n nuwe huis gekoop. So hy het begin die mat uitdruk en al daai goeie, so hy kyk mooi daar. Wat is sy naam? Sy naam is Gio Miller. So Gio is een van daai stil, sterk manne, né? Ja. Marisa, jy sê jy is daardeur en ek kan sommer net die positiwiteit in jou stem hoor, maar daar lê nog 'n lang pad voor vir Janneke. So vertel ons wat dit als behels. Weet jy wat dit behels? Rehabilitasie. Sy gaan nog baie fisioterapie moet kry. Sy is met spraakterapie besig. Sy moet gereelde doktersafspraakies maak en al daai goedjies. So, weet jy wat? Ja, dokter het ook gesê 2 jaar
voordat ons regtig 'n verskil kan sien aan die senuwee wat hulle gewerk het. En dan heel moontlik kan dit nie gebeur nie, wat dan gaan veroorsaak dat sy rekonstruktiewe chirurgie moet kry om haar lippie nou reg te trek en haar oogie reg te maak en so aan. So daar is nog 'n paadjie wat ons moet loop. So met al hierdie fisios en opvolgdokters afsprake, dit is alsnog afsprake wat moet betaal word en jy weet, Ja, en dit is nou boonbehalwe die feit dat weet julle hierdie mediese fonds, maar dit dek ongelukkig nie alles nie. En ek meen ons het van die state gekry wat hierdeur gestuur het. Dis rekeninge van omtrent R140,000 wat nie gedek word nie. En daai bedrag hoor ons kan dan nog meer word soos die rekeninge inkom. Dit is boonbehalwe die pad wat vorentoe lyk. Ek sien julle het 'n backup buddy fonds wat julle opgestel het. Hy staan op so R60,000, maar julle verdien nie regtig vir die volgende 6 maande salaris nie, dis die mediese toestande. Wat se druk sit dit op 'n familie om daai tipe rekeninge te sien inkom? Dit is vir my Weet jy wat nee, ek moet sê ons is baie rustig en kalm hieroor. Die Here het nog net altyd voorsien. So. En ek praat nou uit my 55 jaar. Ons het daar was nog net altyd die Here het nog net altyd voorsien. So daar is druk want hulle het 'n huishoudingkie wat hulle moet hanteer. Hulle het hulle savings, hulle spaargeld gebruik om die woonstel te koop voordat ons van al hierdie dinge geweet het. So die spaargeld wat ons kon gebruik het vir dit was nou in die woonstel. En toe gebeur hierdie ding nou met haar. Maar weet jy wat nee, ons cope, ons hanteer dit want weet jy wat die Here is daar. En die Here voorsien. En hy is net goed vir ons. Hy was nog al die pad vir ons goed gewees vandat sy gediagnoseer is met hierdie ding en ons stap hierdie pad met hom want ons weet hy is daar vir ons. Jy praat van wonderwerke. Vertel vir ons so 'n bietjie want ek kan net hoor hoe werk die Here. Man, die bloedklont wat sy gehad het is 'n saddle bloedklont. Hy gaan sit in die vurk van jou aorta. Wat beteken hy sluit jou longe af. Nou haar regterlong was toe en haar linkerlong het 'n halfpad spasietjie gehad vir suurstofryke bloed. So sy het 25% kapasiteit van haar longe gehad op daai stadium. En ek het verpleeg en ek het geweet menslik onmoontlik, dit was menslik nie moontlik dat my kind moet leef nie. En ek het net geweet, weet jy wat nee, die Here gaan ons die krag gee. En die aand toe ek uit ICU uitstap het ek geweet, weet jy wat nee, dis dalk die laaste keer dat ek my kind sien, maar ek weet waar sy is. So. En die wonderwerk was my kind het dit oorleef, want die Here wil 'n pad met haar stap. En ons was 7 weke in hierdie hele proses. Ons het die oggend voor haar eerste operasie kerk toe gegaan en daar was 'n liedjie wat gesing is en ek kan vir julle dit lees asseblief. Dit is wat ek geskryf het op haar supportgroep op daai stadium. En dit is hoe die Here met ons gewerk het. Laat ek sommer daar ingaan. En hy het ons 7 weke gelede wat ek moet net kry. 7 weke gelede het ons reggemaak vir kerk. Dit was die Sondag voor Janneke se operasie. Dit was die eerste operasie. Die eerste een. Om die paraganglioom uit te verwyder, ja. Die diens was soos altyd inspirerend en die slotsang daardie oggend was die Here seën jou en bewaar jou. 'n Belofte van die Here aan ons. Met tyd vervaag sulke oomblikke maklik in ons besige lewens want ons fokus so maklik net op die hier en die nou. Maar vanoggend, terwyl ons weer regmaak vir kerk, kom daardie liedjie weer by my op en skielik besef ek, dit is presies wat die Here hierdie afgelope 7 weke gedoen het. Maar nie net vir 7 weke nie, elke dag. Hy seën en bewaar ons elke dag. Vanoggend gaan ons as 'n gesin kerk toe. Almal saam, Janneke ook. Die Here het ons geseën en hy het Janneke bewaar. Hy doen elke dag soveel wonderwerke en ja, vanoggend kan ek met oortuiging sê my kind is 'n wonderwerk uit God se hand. Moet nooit vergeet, die Here is altyd in beheer. Amen. Janneke, ek wil vir jou 'n vraag vra. Ek meen hierdie was 'n swaar diagnose en 'n swaar pad. Mense kan sien dit julle het soos die almal sê julle het 'n bietjie grondpad gery die laaste ruk. Maar tog sit julle hier en julle is positief en julle glimlag en ek wil spesifiek Janneke vir jou vra, hoe hou jy daai positiwiteit in jou hart? Hoe bly jy? Ja, so
Dis eintlik 'n baie lang storie, maar kort genoeg. Ek het 'n lektor gehad wat my mindset van negatief na positief verander het en van daar af het ek 'n mindset my mindset het nooit verander nie. Maak nie sorg en wat se situasie ons is nie. Dit het altyd positief gebly, maak nie sorg wat nie. Ja, die aand met die bloedklont wou ek opgee, want dit was come to hell, dit was hel gewees. Maar ek het nie, en iets binne my het gesê, weet jy wat, jy kan dit doen, en hy het altyd vir my gesê, kom ons kan dit doen, ons kan dan nou fight, en ek het aangehou aan daai woorde wat hy altyd vir my gesê het. Sure. So Marisa, jy bly nou by Janneke op hierdie stadium om haar te help versorg. Wat het jy in die afgelope tyd in jou kind gesien wat jy nie geweet het is binne haar nie? Haar veggies, haar courage, haar positiwiteit, want party daar was swaar, haar fisio, weet julle wat nie, my kind het net nooit eendag moed opgegee nie. Sy was nog elke dag positief, maar haar courage om hierdie ding aan te vat van die begin af was net amazing geweest. Sy het nog nooit eendag 'n negatiewe woord gesê deur te sê, mamma, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie. Ja. So Janneke, vir iemand wat grondpad loop, wat deur iets swaar gaan op hierdie stadium, wat voel daar's nie lig aan die einde van die tonnel nie, wat sal jy vir hulle wil sê? Ek sal sê hou hom veg, want daar is lig. Ek meen, na die bloedklont het ek gedink ek gaan nooit weer my werk kan doen nie. En ek het aan myself bewys dat ek my werk kan doen, want ek was al netbal toe, ek het al ge-umpire, my balans is beter, so hou hom veg, die Here is altyd daar, en jy het altyd iemand wat jou inspireer in jou lewe, hou vas aan daai iemand. Amazing. So ons is nog nie klaar met julle storie nie? Nee, nog glad nie. Ons is terug net hierna. Ons moet net aan musiek met Sing oor U. Jy's op Groot FM 90.5. Is jou mense, my mense. En ek en Nini gesels met twee ongelooflike vroue vanoggend, Janneke en Marisa. Julle is ek is so bly julle is hier by ons vanoggend om julle storie te deel, en dis net ongelooflik om te hoor julle deursettingsvermoë, julle positiwiteit en julle liefde vir die Here. Dis regtig my fantasties. Baie dankie. So, ons het so vinnig daarna verwys, Janneke, maar jy werk by 'n skool en jy kan nou vir die volgende 6 maande glad nie werk nie, né? Want jy's nou half op mediese verlof geplaas, is ek reg? Ja, nee, jy is 100% reg. Daar hulle het my nou op aanbytlief gesit by skool, ja. So, julle werk nou op 1 salaris en dit is baie swaar as 'n mens gewoond is aan 2 en julle het nou net 'n nuwe huis gekoop, so dit is ook finansiële druk. En dan, soos wat ons ook bietjie vroeër verwys het, daai hospitaalrekeninge wat nou nog inkom, die een na die ander, julle wag nog vir klomp om in te kom, en ek dink daai onsekerheid is nogals moeilik, want nie net is daar rekeninge wat nog inkom wat vereffen moet word en waarvoor die medies nie gaan betaal nie. Jy moet nog fisio toe gaan en opvolgdokter sien. So 'n groot bedrag wat al reeds betaal moet word. En ek bedoel, niemand het oor die R100,000 wat rond lê nie. Ons het ongelooflike vriende van hierdie radiostasie en een van hulle is Ananya Koen van Atterbury Trust, en ons gesels met haar vanoggend namens Gerard van der Westhuizen en Reinhard Strauss van die Survivors Golfdag. Hallo Anand, hoe gaan dit? Hallo Nina, goed om met jou. Dit gaan so goed, en veral altyd as ek jou ou stemmetjie hoor, Ananya. So ja, jy het nou van Janneke se storie gehoor, of julle, en jy het graag iets wat jy met die gesin wil deel. Ja, ek dink dit is 'n absolute voorreg om vanoggend namens Gerard en Reinhard te praat, en hulle hou jaarliks, hulle is ook geraak deur kanker, en hulle hou jaarliks 'n Survivors Golfdag wat hulle klomp van hulle sakevennote en vriende nooi, en mense maak hulle harte oop en hulle beursies oop, en dit stel hulle in staat om deur die jaar mense soos Janneke wat in 'n moeilike situasie geplaas is, en
net so 'n bietjie verligting te bring. So dit is my voorreg om vandag namens hulle R50,000 vir Janneke te gee vir hom mediese uitgawes of hospitaalrekeninge of enigiets wat sy nodig het met betrekking tot mediese uitgawes wat gedek moet word. Ag, Nancy, is trane en min woorde in die studio, maar groot glimlagte. Dankie. Baie dankie. Ja, ek dink dit is weer eens daai, hulle is eintlik hulle is die verantwoordelike party tussen 'n klomp mense wat harte het vir mense wat swaar kry en finansiëel sukkel. So ja, dis namens 'n klomp mense wat ek vandag die voorreg het om vir jou daai geld te gee, Janneke. Ja, Dankie baie, ek waardeer dit. ons Dis 'n plesier. ons weet dit dis 'n groot gat, maar ek dink julle stop 'n regtig groot gedeelte van hom toe. En net 'n bietjie verligting vir julle wat julle het 'n bietjie grondpad gery en hopelik raak dit nou bietjie gelyk. Ja, en hopelik vanoggend word 'n paar mense se harte geraak en is daar nog mense wat net dalk die vermoë het om by te dra en julle so 'n bietjie help. Amen, ons roep dit in. Dankie Anans, lekker dag. Dankie julle, lekker dag. Bye. En dan Dis nie ek wil van die game shows, dis nie al nie. Janneke, 6 maande wat voor lê. Groceries weet ons word duurder en toiletries en whatever 'n mens nodig het en ons het 'n groot omgeerekening hierso by Groot FM en dit is ons gemeenskap wat maandeliks bydra of as hulle 'n storie hoor wat hulle harte raak bydra. So van Groot FM 90.5 se kant af wil ons 'n R10,000 krediniersgeskenkbare geskenkbewys vir jou gee, net om bietjie daai druk van jou skouers af te haal, sodat jy kan kry wat jy nodig het vir die volgende 6 maande. Dankie baie, ek waardeer dit verskriklik baie. Dit is regtig nie ons nie, soos wat jy gesê het, die Here is julle provider en dit is absoluut hy, dit is hy wat julle storie oor Sonay se tafel gebring het. Ja. Dit is hy wat hierdie gee, want jy's op sy hart aan Janneke en julle testimony gaan soveel mense se lewens nog raak die mense se lewens al klaar. So ons sien uit om te sien waar jy gaan wees oor 6 maande, oor 'n jaar, wat die Here met jou lewe gaan doen, hoe hy jou gaan herstel en die storie wat jy gaan vertel. Dankie baie, ek waardeer dit. Dankie dat jy ons die kans gegee het om haar storie te deel. Ja, en mag julle aanhou met te doen, soos wat Nina gesê het. Ons is nou in die middel van hierdie storie, maar aan die einde moet ek dink baie mense moet hoor en moet die genesing sien wat gaan kom oor julle en oor julle gesin. Ja, Ek het vir julle net so toe jy nou net die Bybelversie deel of die vers deel van die liedjie wat jy gehoor het in die kerk. Dit dink ek dit is ook gepas om net met hom te eindig vandag. Want dis die seën en die seën oor julle familie en mag julle regtig net voortgaan en geseënd wees van hier af vorentoe. Hierdie is dit Jan en Nel en Assertief Burger met die seën.